Goeiemôre. Kom ons buig net die hoofde. Ons kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here die Almagtige, wat die hemel en die aarde geskaap het, wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie, en trou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. By hierdie gedenkdiens of troostdiens, dis nie 'n roudiens nie, gaan ons begin deur 'n paar bedankings te laat doen en dan huldeblyke. En dan, as daar van julle is, nadat die huldeblyke gedoen is, hy gaan namens iemand ook huldeblyke lees. As daar iemand is wat nog iets wil sê, julle is welkom, want is ons gedenk 'n eystervrou vandag, en dan kan julle dit ook doen. Ons vra nou asseblief vir Jan en Mianay om vorentoe te kom, dat hulle bedankings en dan huldeblyke kan doen. Goeiemôre almal. Goeiemôre almal. Hoop dit gaan goed. Ek wil gou vir ons bedankings doen. Ek is ouma Marie se kleinkind, ja, agterkleinkind, ekskuus. Ja, ek wil net gou vir ons die bedankings doen. Gee my 'n oomblik, baie dankie. Ek wil baie begin by Dominee Billy Potgieter. Baie dankie Dominee. Ons as familie is dankbaar dat Dominee se weg omgesien het om die laaste eer te betoon aan ons ouma Groetjie, maar die groot martiriaar. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie Dominee. Martins begrafnisondernemingsraad in hulle afwesigheid 'n groot dankie vir die vinke en goeie diens. Uiters professioneel, die groot hulp met papierwerk, die gereelde opdatering van vordering met verassing, daardie ekstra myl wat julle bereid is om te loop. Verseker gaan ons julle aanbeveel vir families en rou. Die dokters, Dr. Hofmeyer, haar kardioloog, wat daar so mooi bygestaan het. Ook verseker al ouma se besties by die spreekkamer. Hulle was altyd net 'n oproep ver. Dokter van der Merwe, haar huisdokter. Die huisbesoeke en voorskrifte wat sy altyd nodig gehad het. Baie dankie. Suster Kitshoff vir al die huisbesoeke en raad. Ons wil ook net vir Dominee Gerard dankie sê vir die ondersteuning, die gebed en besoeke vir ons ouma Marie. Die venue en ete, baie dankie aan Heidi en JD vir die venue en vir die kos wat julle vir ons gaan voorsit. Ons waardeer dit opreg. Ook 'n groot dankie aan Malita vir die soet, aan die stoute lekker bekkies. Ouma was self so lief vir die soetigheid hier aan die einde. En as ons haar gevra het waarvoor is sy lus, het sy altyd gesê, verras ons, verras my. Die versorgers, hier wil ek gou 'n bietjie stil staan en baie dankie sê vir Saline en Willa. Julle het, ja, met 'n groot dankbaarheid en opregte liefde bedank ons vir al die jare wat julle vir ouma mooi in julle huishouding gekoester het. Haar laaste maande van werklike siekbed vanaf Maart het Salina besigheid geweer gelaat om vir ouma dit gemaklik te maak.
Daar was geldige beproewing verseker, maar julle twee het dit met die ongelooflike liefde gedoen. Oppassigtige versorging. Nooit was dit te veel nie. Baie dankie julle. Ons waardeer dit. Michelle, wat daar vir 3 weke help versorg het in Ryds, tyd gemaak het vir ons ouma. Ons waardeer dit opreg. Dan wil ek ook net vir almal wat of ouma dokter toe gevat het, of enigstens haar gehelp het, ook net dankie sê. Ons waardeer dit regtig. Ons ouma was die matriarg gewees. Ek gaan haar verseker vermis. Ek weet nie van julle nie. Maar sy het vir ons baie geleer. Baie dankie julle. Vir die wat nie weet nie, ek is Mianai, Thea se kleindogter en ouma Marie se agterkleinkind en ek sal die huldeblyke vandag lees. Dis 'n klomp. Okay. Daar is mense wat deur hulle woorde onthou word en dan is daar die wat deur hulle dade vir altyd in ons harte sal leef. My ouma Marie was so 'n vrou van karakter, moed, liefde en onwrikbare vasberadenheid. Sy was altyd behulpsaam en het nooit gehuiwer om haar hand uit te steek na iemand in nood nie. Haar huis en haar hart was oop vir almal. Gasvryheid was nie iets wat sy moes aanleer nie. Dit was eenvoudig deel van wie sy was. Almal was welkom om haar tafel, waar daar altyd plek gemaak was vir nog een. Hardwerkend was sy van haar jong dae af. Sy het geweet dat niks wat die moeite werd is, maklik kom nie. Met haar sterk werksetiek, deursettingsvermoë en uithouvermoë het sy elke uitdaging aangepak. Sy was 'n sterk vrou, nie net fisiek nie, maar ook in gees. Wanneer die lewe moeilik geraak het, het sy nie teruggestaan nie. Sy het vorentoe gestap. Sy was 'n ware planmaker. Waar ander probleme gesien het, het sy moontlikhede raak gesien. Sy het daarvan gehou om nuwe dinge te leer en nooit geglo dat 'n mens te oud is om nog iets nuuts te ontdek nie. Sy het altyd na die volgende uitdaging uitgesien en met entoesiasme aangepak. My ouma het mense lief gehad. Nie net haar eie kinders en kleinkinders nie, maar ook ander se kinders het in haar hart plek gevind. Sy het almal met dieselfde warmte, omgee en deernis behandel, veral die wat afvlerk was. Diegene wat deur die lewe as storms gekneus is, het by haar aanvaarding gevind. Sy was spaarsamig en verstandig met dit wat sy gehad het. Sy het geweet hoe om die meeste uit die minste te maak en het ons geleer om dankbaar te wees vir elke seën. Sy het ook geweet hoe om die lewe te geniet. Sy was lief vir haar glasie wyn en goeie geselskap. Ja, sy kon koppig wees, maar daardie koppigheid was dikwels die dryfkrag wat haar deur moeilike tye gedra het. Wanneer sy geglo het iets is reg, het sy daarvoor gestaan met moed en oortuiging. Sy was trots op haar herkoms en het haar familiegeskiedenis met liefde bewaar. Sy het geweet waar sy vandaan kom en sy het daardie trots aan die volgende geslag oorgedra. Vandag neem ons afskeid van 'n buitengewone vrou. Haar hande rus nou, maar die liefde wat sy gesaai het, leef voort. Haar wysheid, haar omgee, haar lag, haar vasbyt en haar voorbeeld sal altyd deel van ons wees. Ons sal haar onthou wanneer ons iemand help sonder om iets terug te verwag. Ons sal haar onthou wanneer ons deure oopmaak vir ander. Ons sal haar onthou wanneer ons sterk bly in moeilike tye, wanneer ons nuwe uitdagings aanpak en wanneer ons met liefde na ander uitreik. Dankie ouma vir die nalatenskap wat ouma agtergelos het. Dankie vir jou liefde, jou opoffering en jou onwrikbare gees. Jy het 'n merk gelaat wat nooit uitgewis sal word nie. Psalm 112 vers 6. Die regverdige sal vir altyd onthou word. Rustig geliefde ouma, jou liefde leef vir altyd voort in ons harte. Liefde Wilmarie. Liewe ouma Marie, vandag wil ek net dankie sê vir alles wat ouma vir my beteken het. Dankie ouma dat jy altyd daar was vir my, deur die goeie en die moeilike tye.
Ons het mekaar deur baie uitdagings gehelp en ek sal daardie kosbare herinnering altyd in my hart bewaar. Ek sal ons geselsies verskriklik mis. Dankie vir ouma se liefde, geduld en vriendskap. Al is ouma nie meer hier by ons nie, sal jy altyd voortleef in herinnering wat ons nagelaat het. Rus sag, liewe ouma Marie, tot ons weer ontmoet. Liefde altyd. Met liefdevolle herinneringe aan ons geliefde ouma. Ouma was 'n besonderse, hardwerkende vrou wat haar lewe met eerlikheid, regverdigheid en toewyding geleef het. Sy was reguit, maar altyd opreg en billik. Iemand wat respek afgedwing het deur die manier waarop sy geleef het. Ons sal haar altyd onthou vir die liefde wat sy in haar kos en vleiswerk gesit het. Die vaardighede en passie wat Stefan by haar geleer het, sal vir altyd 'n deel van hom bly en haar nalatenskap laat voorleef. Ons sal haar warmte, wysheid en kosbare herinneringe wat ons saam haar gedeel het, vir altyd in ons harte dra. Rus sag, ouma, jou liefde en voorbeeld sal nooit vergeet word nie. Stefan en Rika. Liewe ou ouma, dankie dat ouma so 'n goeie rolmodel vir my was. Ouma het my geleer om hard te werk, sterk te wees en altyd die regte ding te doen. Toe ouma oorlede is, kon ek nie ophou huil nie, want ek besef ouma gaan nie al die dinge sien wat ek nog in my lewe gaan bereik nie. Dit maak my hart baie seer. Eendag wanneer ek op hemel toe gaan, sal ouma een van die heel eerste mense wees wat ek wil gaan sien. Rus sag, ou ouma. Ek is lief vir ouma en sal vir ouma altyd vermis. Liewe Amorey. Liefste ouma, in ouma se oë kon ek nooit iets verkeerd doen nie. Ouma het ons soveel mooi lewenswaardes geleer en was 'n ongelooflike sterk fondament in ons lewens. Dankie vir ouma se liefde, omgee en die mooi herinneringe wat in ons vir altyd saam met ons sal dra. Ouma was 'n ware legende en vir ons 'n voorbeeld van niemand wat nog ooit opgegee het. Maar altyd aangehou en deurgedruk het, maak nie saak hoe moeilik dit geraak het nie. Ons gaan ouma bitter baie mis, maar ouma se liefde en alles wat ouma ons geleer het, sal vir altyd deel van ons bly. Rus sag, liefste ouma. Ons sal ouma vir altyd lief hê. Liefde MC, Janeske, Jamieke en Menjinke. Liefste ouma, woorde is min, maar al wat ek kan sê is dankie. Dankie dat jy ons ouma kon noem. Dankie dat ons jou ouma kon noem. Dankie dat jy vir ons nogskinders daardie leemte gevul het. Dankie dat jy ons gewys het dat harde werk jou verder kan vat in die lewe as enigiets anderste. Dankie vir elke oproep en belangstelling in elke mylpaal van ons lewens, asof ons jou eie kleinkinders was. Dankie dat ons altyd welkom was en dankie vir al die staaltjies en lewelesse oor die jare. Dankie dat ouma altyd 'n bok vir sport was. En bovenal, dankie dat ouma hierdie Noord-Transvaaler leer wyn drink het en dat ek 'n hele paar glasies saam ouma kon geniet. Wat 'n enorme voorreg om deel van ouma se groot reis deur die lewe te kon wees. Rus sag, dis ouma se beurt om te rus. Ons sal dit van hier af vat. Liefde, Christian. My ouma was 'n sterk en besonderse vrou. Sy het mense aanvaar soos hulle is, sonder oordeel, en haar hart en huis was altyd onverander. Al het sy nie altyd gesê ek is lief vir jou nie, het sy dit met haar dade gewys. Dit is hoe ons haar sal onthou, met liefde, warmte en dankbaarheid vir die voorbeeld wat sy vir ons gestel het. Rus sag, ouma, jou liefde en nalatenskap sal nooit vergeet word nie. Liefde, Lucille. 'n stoel is leeg, 'n stem is stil, maar in ons harte bly dit u wil. Ouma se sagte hande en grys hare, die mooi ontvou van soveel jare. Ouma was ons anker, ons stille krag, met altyd 'n troostwoord en 'n sagte lag. Vandag gee ons vir ouma aan die engele oor, heilig bewaar verby die graf. Rus nou sag, ons kosbare skat, ouma se lewenspad was voluit geloop. Tot ons mekaar eendag weer sien, het ouma se rus in die hemel verdien. Liefdekies, François, Marianka en die kleintjies. Ek het lank gesit en gedink waarom vandag te praat, want my ouma het soveel agtergelos. 100 bladsye en 1000 woorde is steeds te min om so 'n buitengewone mens te vier. Daar is die woorde groot genoeg om ouma se wese te beskryf. Spesiaal was ouma verseker. En 'n impak het ouma op almal hier gehad. Vir my was ouma 'n juffrou, 'n rolmodel en 'n baie kosbare ouma. Ouma se hardwerkendheid het my partymal laat skrik en laat dink, o jene, ek is 'n leigat.
ek sou ewe skielik ingespring het om te help en dan eintlik net meer werk vir ouma gemaak het. Op my manier het ek dit elke keer opgemors. Maar ouma se geduld het nooit uitgehardloop nie. Ouma sou net sê, in haar mou lag en sê, moenie worry nie my kind. I'll fix it up for you. Ouma was 'n bok vir sports en 'n master in Ramikap. Of eerder, sy was 'n goeie cheater in Ramikap. En as die punte oor 100 gegaan het, was ouma se hart swaar. Ouma het geglo in 'n wyntjie en 'n happy week se dag gaan die dokters weg. Maar dit was ook partymaal geskiep as sy die dokters begin te veel mis. Ouma het vele wysheid gehad. Alles wat ek van 'n winterbiene af weet, het ek by ouma geleer. Ouma sal in die vensterbank sit en die masse tel soos hulle op die trokke verbykom en ek sal ouma mal vra. Maar wanneer kom die vlerke? Dis iets waaraan ons albei opgewonde geraak het. Ouma het soveel herinneringe agtergelos. Dankie vir elkeen en dankie dat ek deel van ouma se lewensavontuur kon wees. Ramikap Weeks en winterbienes is vir my nou meer as dit. Elkeen hou waarde en is vir my 'n kosbare simbool van ons liefde. Ek is een van min wat kan sê hulle het hulle ouma grootjie geken soos ek vir ouma geken het. En ek was so geseënd en ewig dankbaar vir my tydjie saam met ouma. Liefde, Mianay. Ek is eintlik die een wat altyd die meeste praat, maar hier staan ek nou letterlik met 'n bek vol tande. Sy het gevra vir geen ophef, klein en simpel, maar so sal ek haar onthou. Ons los so graag alles vir later, maar later hoort teen ons. Ek praat, wel, sien of vertel later, maar later is ons geliefdes nie meer met ons. Later hoor en sien ons mekaar nie meer nie. Later is nou vir ons herinnering. Later word dag, nag. Later word sterkes magteloos en word lewe dood. Later raak later en dan is heeltemal te laat. Mama, jy was hardwerkend, weer en het jy nie alles kon doen nie. Uit en aangehou. Die laaste jare skelm produk gaan kry en verwerk tot 'n fles, 'n blik of 'n vrieskas. Dankie dat ons kon leer by jou. Maar soos ek vir mamma gesê het laas maandag, ek gaan my beslis nie so hard en dood werk soos jy nie. Toegerus met oorvloed en omgee, raak sien, troos, jammer kry en lief hê. Geskool deur die lewe in son, reën en stormweer. Afgewerk deur lagplooie, kommerfronse en trane. Geliefd deur grootes, kleintjies, harigers en geplooides. Gestuur om te seën en te seën en te seën. Waarheid was op jou lippe soos dodelik regheid, wat ons nie altyd wou hoor op daardie stadium nie. Gebed altyd in jou stem, medelee in jou oë, barmhartigheid in jou hande, so baie gedien, opregtheid in jou postuur, liefde in jou hart. Mama, jy was net jy in al jou glorie. Dankie weer eens dat ek jou dogter kon wees. Ek gaan jou mis, jou plek is leeg, maar ek weet ook hoe swaar jy die laaste 3 dae gekry het. Nou is jy sonder seer. Kuier lekker by Jesus se voete en groete aan al ons geliefdes. Moet hulle asseblief nou net nie almal in die werk steek nie. Dit is lank, maar ek is mos die kleintjie in die familie. Liewe familie en vriende, ek het 'n boek vol geskryf, maar ek gaan baie vinnig praat. Vandag bring ek hulde en sê dankie aan 'n moeder vir 62 jaar. Ag, nou sal ek huil. Ek is Christine, die 6de kind, die Hanskind. Ons bloed het nie gemeng nie, maar die liefde wat ma vir my gehad het, was soos 'n bloedkind liefde. Die liefde wat ek vir ma gehad het, was die
was die liefde vir 'n regte, egte mamma. Vir 62 jaar was sy daar vir my. En toe ek my 63ste verjaarsdag vier, 'n week na hy weg is, het hy my nie gebel nie. Dit was baie swaar vir my. Nou, ek so kan nie lees wat ek wil sê nie. Maar het by baie dinge geleer. Sy het my geleer van kos maak, altyd genoeg vir baie mense. Omgee vir jou medemens, om te werk vir jou kerk en vir jou gemeenskap. Die liefde vir ander mense was vir haar belangrik. Die lewe sou leeg gewees het sonder ma. Sy was net altyd daar. Sy was vir my kinders en kleinkinders 'n ouma en 'n ouma grootjie. En ouma het nooit gedink eers dat dit nie eintlik haar bloed is nie. Hulle het haar gerespekteer soos hulle eie ouma. Ons Knox-gesin het die voorreg gehad om haar te kon groet. Dit was 'n groot voorreg. Mamali, ek gaan jou baie mis. Rus en vrede, moeder. Jy het baie hard gewerk. Ek sal eer jou. Môre almal. Ek is Michelle. 'n Matriarg is soveel meer as net die oudste vrou in 'n familie. Sy is die hartklop van die familie. Die wortels waarin almal terugkeer. Die stille krag waarop mense steun. Die draer van wysheid, tradisies en onvoorwaardelike liefde. Haar invloed lê nie in gesag nie, maar in die lewens wat sy aangeraak en gevorm het. Dit was presies wie my ouma was. Sy het nooit respek geëis nie, want sy het dit deur 'n leeftyd van liefde, nederigheid, omgee, genade en onwrikbare geloof verdien. Haar huis was altyd oop, haar tafel altyd gedek en haar hart het altyd groot genoeg gewees vir nog een. Oor 93 merkwaardige jare het sy die voorreg gehad om haar familieboom te sien groei. Kinders, kleinkinders, agterkleinkinders het tak vir tak by daardie boom gevoeg. En in elkeen van ons leef daar iets van haar voort. Haar veerkragtigheid, haar goedhartigheid, haar lus vir die lewe, haar ywer, haar hardwerkendheid, haar onwrikbare geloof in God. Die waardes waarvolgens sy geleef het, het die fundament geword waarop soveel van ons eie lewens gebou is. 'n Ware matriarg laat baie meer as herinneringe agter. Sy laat 'n nalatenskap, 'n manier van lief hê, 'n manier van dien, 'n manier van leef wat voortgaan in elkeen wat sy grootgemaak, gevorm en liefgehad het. Vandag treur ons oor die afwesigheid van ons familie se matriarg, maar terselfdertyd vier ons die onbeskryflike voorreg dat ons deur haar liefgehê is. Die plek wat sy in ons familie ingeneem het, kan nooit gevul word nie, want vroue soos ouma vul nie net 'n rol nie. Hulle word deel van die siel van 'n familie. Ouma, jy het nou jou aardse reis voltooi en rus te vind. Jou nalatenskap sal altyd voortleef. En elke storie wat ons vertel, elke familiebyeenkoms wat ons deel, elke lied wat ons sing, elke kooksel wat ons kook, elke daad van liefde en omgee wat deur haar voorbeeld geïnspireer is. Ouma was ons matriarg en sal altyd bly, nie omdat sy die oudste was nie, maar omdat sy deur 'n leeftyd van onvoorwaardelike liefde, geloof en toewyding 'n nalatenskap geskep het, wat nog vir geslagte lank in elkeen van ons sal voortleef. Rus nou sag, my ouma, en weet dat ek diep dankbaar is vir elke les wat jy my geleer het. Dankie vir elke traan, al die lag, die goed en die sleg waardeur ons al is. Maar bo alles, dank ek die Here dat jy my ouma was. En ek streef van vandag af om net die helfte van die vrou te wees wat jy was. Dankie.
Is daar dalk nog iemand wat ietsie wil sê as Huldeblyk? Ek wil self ook net 'n paar lyne trek oor haar, veral in die gemeente en as kerkmens, en ek gaan omtrent net herhaal wat julle al gesê het. En ons sal nie lieg nie, ons is almal kerkmense. Dit is die waarheid van haar. Tannie Marie Voelaert was die stigterslid van die gemeente Warmbad Wes. Toe ek daar gekom het, was sy al daar. Sy was die heel eerste vroue diaken en die heel eerste vroue ouderling. Uit respek vir haar het ek vandag hierdie klere drag aan, overall en al. Want sy het, al het die amptsdrag al verval, het sy nog elke Sondag amptsdrag aangehad. En ons twee het dit gedeel, dit wou ek ook graag doen. Tannie Marie was 'n voorslag in die gemeente. Niemand hoef ons daarvan te vertel nie. Sy het voorgeloop in baie dinge. By die vleiswerk, alles wat ek vandag van vleiswerk weet, het ons by Tannie Marie geleer. Alles wat die bazaar en die vleiswerk gelees, het ons by Tannie Marie geleer. Charlene was net so dingetjie, wat daar in die saal rondhardloop. Saam met ouma Marie, saam help, en daar het sy geleer om net so 'n voorslag te wees vandag. Huisbesoek was prioriteit vir haar, en is altyd as ons saam deur die wijk is, en ons kom daar aan die aand, dan is daar kos, en dan eet ons, het ons nooit honger gegaan, en in die winter het ons 'n paar glase lekker soetwyn gedrink, en in die somer het ons witwyn en rooiwyn gedrink na die huisbesoek. Wijksbyeenkomste het sy gehou om haar gemeentelede, haar wijkslede te versorg en geestelik op te bou. Dit het sy gedoen. Ouma Marie het 'n sin vir humor gehad, daarom sal sy bly wees as ons vandag bly wees. Sy moes eendag beskryf van 'n nuwe intrekker, ek het gevra wie is dit, toe beskryf sy die persoon, man, sy lyk soos iemand wat deur 'n sif met beesmis gegooi is, van al die sproete. Hulle het dinge gesê, want Willie het net sulke skerp goed gesê, ek het eendag om gevra om beeste te kom laai, wat ek gekoop het, 5 beeste, en ons ry, en die hele tyd sê ek vir hom, Willie, hoe lyk het, gaan ek iets maak, is dit 'n goeie ding, want ek het nog niks geweet nie. En hy ry in die hoofstraat, en daar was 'n winkel Joycelyn, en hy stop in die hoofstraat, en hy klim uit, ek sê, wat maak hom Willie? Hy sê, Dominee, ek gaan net 'n spieël koop, want jy gaan jou gat sien. En toe ek vir hulle vra, wie is die nuwe intrekkers, want ek wil hulle besoek in die wijk, wat is hulle kerk, en watter kerk is hulle? Hy kan nie onthou, hulle het gesê, hulle is die lede in Christus. Hy sê, is iets soos die pelle van Christus. Sulke fyn sê goed het hulle gehad. Tannie Marie was 'n inspirasie vir almal. Want, soos jy sê, as jy sit, dan gaan sy voor, dan moet jy saamgaan. Sy het net gewerk en gewerk, hardwerkend, met deursettingsvermoë, dit weet julle almal. 'n sterk karakter, soos die deegsame vrou van Spreuke 21. Sy kon mense saam met haar vat, en sy kon lei. Dis hoekom sy so sterk karakter gehad het. En sy was blymoedig in alle omstandighede. Party mense blymoedig oor alles. Sy was blymoedig. En al wat ek kan sê van 'n vrou soos Tannie Marie, hulle maak hulle nie meer so nie. Kom ons buig net die hoofde. Hemelse Vader, U het 'n wonderlike persoon in elkeen van ons lewe gegee. Ons het daarvan gehoor, en nog soveel is nie gesê nie. Daarom dank ons U vandag, en dank ons U dat ons by die gedenkdiens van 'n gelowige
'n uiters geloofige vrou vandag die Bybel mag oopmaak wat vir haar so naby was. En dat ons daaruit kan lees en die troos mag vind en bid dat U deur die woord ons elkeen sal aanraak vandag, terwyl ons al hierdie mooi dinge in ons harte koester. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan 2 gedeeltes saam lees uit die Bybel. Die eerste kom uit Job 5 vers 8. Daar staan: As ek jy was, sou ek my tot God wend en my saak aan hom voorlê. Wat God doen is groot en ondeurgrondelik. Wonder op wonder. Dit is hy wat reën op die aarde gee, wat water by die veld uitgiet. Dit is hy wat die vertraptes weer optel. Dan vers 18. Dit is hy wat wonde toedien, maar hy verbind hulle weer. Wat seer slaan, maar maak weer met sy eie hand gesond. Al tref 'n ramp my 7 keer, sal hy jou red. Selfs 'n hoeveelste keer sal dit jou geen kwaad aandoen nie. In hongersnood sal hy jou red van die dood. In oorlog sal hy jou red van die swaard. Jy sal beskerm word teen venynige tonge. En as daar rampe kom, hoef jy nie bang te wees nie. Onder rampe en in hongersnood sal jy opgewek bly. En vir die wilde diere in die veld hoef jy nie bang te wees nie. Van die klippe in die veld sal jy geen las hê nie. En met die wilde diere in die veld sal jy in vrede lewe. En dan, ons teksvers, jy sal ondervind dat jou woonplek veilig is. En jy sal jou weiveld besoek en niks mis nie. Nou, jy sal 'n groot nageslag hê. Jou nakomelinge sal soveel wees as die gras in die veld. Jy sal op 'n rype ouderdom die graf ingaan, soos 'n gerf wat op sy tyd na die dorsvloer toe gebring word. Kyk, dit het ons ontdek. Luister daarna, dit is die waarheid. En dan net een ding. Filippense 4 vers 4. Haar lewe, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede wat alle God verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Geliefdes, die geheim van Tannie Marie se lewe was die 3 goed wat hier genoem word in Filippense 4. Dit is blydskap, vertroue en vrede. Die geheim van haar lewe was, wees altyd bly. Ek herhaal, wees altyd bly in die Here. Paulus gee hierdie opdrag terwyl hy in die tronk sit, hy is ter dood veroordeel, in die haglikse omstandighede, en hy van alle mense sê, wees bly. Daar's niks om oor bly te wees nie. Ouma Marie het iets van hierdie blydskap onder alle omstandighede besef en verstaan en gehad. Haar blydskap was nie afhanklik van die omstandighede nie, want hierdie blydskap was 'n innerlike blydskap wat van binne af uitgekom het, en daardie blydskap, al is daar moeilikheid, word oorgedra en oorgegee na ander mense toe, van binne, want dis 'n blydskap, daar staan, wees altyd bly in die Here. En daardie in die Here was deel van haar lewe, sodat sy kon sê, sy het so hegte nou verhouding met die Here gehad, was sy gedurig in kontak met hom was, waar sy kan sê, soos ons teksvers, as ek jy was, sou ek my tot God wend, en my saak aan hom voorlê. En daarom kon sy sê, wat God doen, is
bo wonder. Sy kon sê, soos in Job 5 vers 9, wat God doen is groot en ondeurgrondelik. En dit gaan oor in die tweede deel. Haar blydskap en innerlike blydskap gaan dan oor in vertroue en geloof, en almal het daarvan gepraat, die vaste fundament van haar lewe. Blymoedig kon sy Filippense 4 vers 5 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Op haar knieë het sy as matriarg, op haar knieë, haar familie, haar gesin, kinders, kleinkinders, onder die genade van die Here ingebid en onder die genade van die Here ingehou. En daarom vers 21, en as daar rampe kom, hoef jy nie bang te wees nie. Onder rampe en hongersnood sal jy opgewek bly, weer die blydskap. En dit geld vir ons almal. Laat daai blydskap van haar tog oorvloei na ons almal toe. En sy sou nie wou gehad het, dit moet vandag 'n droewige dag wees nie. Ja, ons is hartseer, maar altyd bly in die Here. En dit bring ons by die laaste grein van ouma Marie se lewe. Vrede. Vers 23 sê, van die klippe in die veld sal jy geen las hê nie, en met die wilde diere sal jy in vrede leef. Weens haar innerlike blydskap en vertroue in die Here, kon sy in vrede leef en met vrede leef. Ou mense het altyd gesê, alles is wat 'n te het is verkeerd, maar net tevrede. Sy was tevrede. Filippense 4 vers 7. En die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Ons almal, veral elkeen van julle wat die laaste tyd saam met haar was en saam met haar geleef het en beleef het beleef dat sy inderdaad vrede gehad het. Sy het geweet sy sal doodgaan en sy het vrede gehad daarmee. Dit was 'n vrede in die hart wat in Christus is. Want graan word nie op die land geplant om daar te bly nie. Graan word geplant om, as dit ryp is, op die dorsvloer te beland. En daarom, jy sal 'n groot nageslag hê, staan daar. En jy sal op 'n rype ouderdom die graf ingaan, soos 'n gerf wat op sy tyd na die dorsvloer toe gebring word. En dit is nou die tyd. Amen. Ons gaan nou 'n jubellied sing. Die oorwinningslied. Wanneer ons in ons geestesoë ouma Marie se nagedagtenis eer en weet, ek sien in my geestesoog die almag van die Here. Sing asseblief saam. As julle wil 'n bietjie staan. Hallelujah.
Ons gaan nou saam bid. Met hierdie woorde op ons lippe, loof en prys om Halleluja, wil ons U dank vir iemand soos Tannie Marie. Wat hier gesê is, weet ons, was alleen die genade van die Here, omdat U haar geleen het vir soveel mense en soveel invloed uitgeoefen het op almal se lewe. Aan U wil ons al die eer, die aanbidding en die dank van ons harte bring. En ons wil vir Chantel en Willa aan U opdra en vra dat U asseblief in hierdie dag vir hulle besondere genade gee. En nou sit ons elkeen hier, wat van my. Elke ene wat hier sit, het in 'n wonderlike, besondere verhouding tot Tannie Marie gestaan. En daarom weet net U wat ons nodig het. Sal U dit asseblief vir elkeen gee, in Jesus se naam. Amen. Nou gaan ons na 'n lied luister vir die laaste keer. As dit gespeel is, gaan ons daarna net die seën van die Here ontvang en dan gaan ons uitmekaar verder.
vrouw het weer, ek het nie in 'n tyd grip en maar net stil in my kop. Jou naam weer vir my geskryf. I know this was not meant to be. Believe me, I can finally see. Maybe it's time to set us free. Vanaand vir die laaste keer, terwyl my lippe bewe en 'n hart vol seer, sit ek jou hande vir die laaste keer neer. So sê my vanaand vir die laaste keer. Hoe hou ek op? Hoe sê ek vir my hart? Hierdie liefde moet nou stop, want jy lewe in elke droom, elke minuut in my kop. So sê my vanaand vir die laaste keer. Hoe sê ek vir my hart? Hierdie beautiful dag moet nou stop. Vanaand vir die laaste keer, terwyl my lippe bewe en 'n hart vol seer, sit ek jou hande vir die laaste keer neer. Hoe sê ek vir my hart, hierdie beautiful ding moet nou stop. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle elkeen. Baie dankie. Nou gaan ons uitbeweeg. Daar is vir julle soetigheidjie daar.